Here, U alleen is heilig en waardig, Here. Jesus. Ag Here, raak ons net opnuut aan vanaand, Here. Jesus. Jesus. Kom vul ons, Here. Meer van U, Here. Dat ons minder kan raak, sodat U meer kan raak in ons. Van glorie tot glorie in U beeld, Here. Jesus. Ons het U lief. Amen. Amen. Julle mag maar sit. Great. So, voor ek in die wegspring, wil ek die volgende wel deel en sê, is, Jesus sê in Matteus 28, gaan en maak disippels en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Ken die skrif. Ons almal ken dit. En daai is 'n opdrag vir, welkom julle, dankie. Ek wil vir jou sê, daai gaan maak disippels is net soveel 'n opdrag vir ouens in voltydse bediening, soos vir dit vir elkeen van julle is, wat nie noodwendig in voltydse bediening is. En hoekom wil ek dit vir jou sê, want ek dink nie, mens word altyd groot met daai mentaliteit, dat ek moet disippels maak nie. En hoekom sê ek hierdie vir jou? Want ek het op 'n stuk, ek was daar, ek is hierdie goed geleer. Ek was ergens, het iemand my en ek word nog steeds gedisipel, maar ek is op 'n stuk, was ek die een wat ontvang het tydens hierdie kursusse. En hoekom sê ek dit vir jou? Want ek sê, moenie dink dat jy nie dalk ook eendag ergens gaan staan. En of dit nou baie mense is, en of dit nou 'n klein groep is, en of dit nou een persoon is, neem in hierdie kursusse. Ook met die weet om jouself toe te rus, en om te weet, dat jy word ook geroep. Dit lyk ook nie altyd soos hierdie nie, met fairy lights nie, maar om disippels te maak. So hierdie is om jou op te rig, toe te rus, om 'n effektiewe kind van God te wees, om ook disippels te maak. Want jy is 'n disipel, maar jy word ook geroep om disippels te maak. Amen. Voorwoord. Ons gaan daar begin vanoggend. So, vanaand, lekker en Driekoe. Ons gaan die sessies in 3 aspekte indeel. Die eerste een gaan wees wedergeboorte, waterdoop, Heilige Geesdoop en genadegawes. Dis wat ons vanaand gaan behandel. Dis daai 2 aspekte. Dan gaan ons die ampte behandel volgende week, die 5voudige ampte, hoe werk dit, waar pas dit in die liggaam van Christus, en dan die laaste sessie gaan die Heilige Geesgawes werk. En dit is belangrik om al 3 hierdie aspekte goed te verstaan, om te weet waar jy inpas, want dit is baie maklik om te sê, gaan en maak disippels, maar as jy nie weet hoe jy funksioneer nie, as jy nie weet waar jy inpas in die prentjie nie, as jy nie weet wat se liggaamsdeel jy is nie, is dit baie moeilik om jou werk te doen. Want ons almal is nie dieselfde nie. En jy hoef nie soos die ou langs jou dinge te doen nie. Jy kan die eie manier hê om die evangelie te verkondig, die boodskap moet net dieselfde bly. Leer van mekaar, maar moet nooit voel dat jy presies moet lyk soos die ander een langs jou nie. Party ouens lewe daarvoor om mense van Jesus te vertel, ander mense is baie goed daarin om mense te sit by hulle, tyd te spandeer saam met hulle, te luister vir hulle, raad te gee, en partykeer nie eens raad te gee, net te luister. Ek dink die mans is altyd so goed in die luister, ek het nou vandag weer agtergekom, as iemand eers my iets sê, dan wil ek dadelik oplos. Soos my vrou, nou deel sy vandag, maar wat is oplossing? Ek wil nie nou oplossing hê, so ek net praat oor hierdie, maar ek wil goed oplos. En so vanaand gaan ons kyk na jou genadegawes, maar heel eerste moet jy die volgende verstaan, dis hoekom ons begin by wedergeboorte en doping in die heilige waterdoop en doping in die Heilige Gees. Hoekom? Want dit is jou heel eerste roeping. So as jy wonder, Hendriko, is ek 'n profeet, is ek 'n evangelis, is ek 'n pastoor, is ek 'n teacher, al daai
vrae wat jy het, wil ek hê jy moet vanaand vir eers net een kan sit. Want ek dink ons almal wonder tog waar ons min of meer inpas. Maar jou heel eerste roeping, en dis die eerste een wat jy moet vasmaak en inloop, en daai sal kom. As jy effektief in die eerste deel loop, wil ek vir jou sê, gaan jy in inval, wil ek amper sê. Jou heel eerste roeping as kind van God, jou heel eerste opdrag en mandaat, is in 2 Korintiërs 5 vers 18. En dat alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. So as jy vanaand hier sit en jy het Jesus Christus, wat ek ken almal van julle het, wil ek vir jou sê, hier is jou roeping. Jy het gekom om jou roeping te vind, hier is jou roeping vanaand. Jy is geroep vir die bediening van versoening. En jy dalk al Jesus aangeneem, maar ek gaan tog vanaand weer daarna kyk, sodat jy dit op 'n effektiewe manier dit kan uitleef, die bediening van versoening. En dit is nie altyd massas nie. Bediening van versoening is nie, ek wil sê, die meeste mense kom in kerk tot bekering, hulle kom al buite tot bekering en dan kom hulle kerk toe. Dis 'n een-aan-een gesprek baie keer. Dit is die ou wat jy voorbid, Jesus, kan ek net vir jou bid, wat in aanraking kom met Jesus. Ek meen vanoggend se storie wat ek vir julle vertel het van John Harper, wat sy met die Titanic wat gesink het. Daai ou het die bediening van versoening uitgeleef. Ek dink hy het minder gehoor oor die feit dat of hy evangelis is en of hy pastoor is, maar vir hom was dit soos, ken jy Jesus? Nee. Jy het hierdie meer nodig as ek, want jy moet hom ken. Ek weet waartoe ek op pad is. Daai is jou heel eerste roeping. Vir jou nog skrif gee vir dit. Jesus sê vir sy disippels, gaan na Jerusalem toe en wag vir my daar en julle sal krag ontvang om wat te doen? My getuies te wees. Jou heel eerste roeping is getuie. Al die ander goeders, al die genadegawes, al die ampte, al die Heilige Geesgawes werk daartoe, is om goeie getuies te wees van Jesus Christus en wie hy is. Dit is ons mikpunt, dis waarna toe ons werk, dis wat ons wil bereik. Ons wil die bediening van versoening in 'n gebroke wêreld verkondig. Daar kan julle lees al agter, is ons visie en ons missie. Wie ken dit uit sy kop uit? Niemand. Maar ek gaan ook nie wil dit gaan lees. Ek ken dit so rofweg. Ek ken dit so rofweg. Is om ons is geroep om jou te aktiveer om 'n effektiewe Christen te wees, om 'n bediening van versoening uit te leef, om 'n gebroke wêreld te versoen met God. So ek leer jou vanaand en dan leer jy die volgende nou en jy doen, en so is dit 'n ripple effek. Hierdie kursusse is absoluut om jou toe te rus. Ek spesifiek wat julle op die bord volg. En nou het ek nou klaar gepraat vinnig oor die liggaam, jy's 'n spesifieke deel, jy's 'n spesifieke funksie hoe jy hierdie versoening uitleef, maar heel eers moet jy verstaan dat jy geroep is vir die bediening van versoening. So dan kom ons by die afdeling 1. Hierdie gee ek maar af, dankie. So, ek het hier eintlik al klaar gesê. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jy hoef nie 'n teacher te wees. Jy hoef nie geroep te wees om 'n teacher te wees, om hierdie uit te leef nie. Discipling is baie keer iemand wat wie net 'n pad stap, en wat jy praat met hulle oor die woord, breek goed vir hulle oop, julle nie worstel met die woord nie, maar jy werk met hom, hierdie ding het opgekom, wat dink jy hiervan, hoe lyk dit? En weer eens, ek wil hierdie weer eens sê, want dit is so belangrik, die ding wat in my lewe die grootste impak, negatiewe impak gehad het rondom hierdie goed, is vergelyking. En ek wil regtig hê, dis hoekom ek so ernstig op dit is. Soos ek lyk nie, ek moet dit soos hierdie ou doen, want dit werk vir hom. Nee, dalk moet ek soos hierdie ou wees, en jy leer nooit hoe jy funksioneer in die liggaam van Christus nie. En ek dink die beste storie wat meeste ouens gebruik, maar is so effektiewe storie is Dawid wat Saul se klere aangetrek het, sy armor, sy wapenrusting
aangetrek het en dit was te groot vir hom. As hy met Saul se wapenrusting teen Goliat moes beklei het met sy wapens, het hy doodgegaan. Hy sou nie verrig het wat hy moes verrig het nie. Maar dit waarmee God hom toe vertrou het, waarmee hy groot geword het, waar slaap, geleer het met die slingervel beklei, waar niemand gesien het teen leeu's en beere verslaan het, toe hy in daai stap, toe hy effektief en 'n goeie koning. So moenie vergelyk nie, moenie fokus op jou resultate altyd eers nie, want dit sal ook jou sink. Een van die grootste goed, ek onthou, dit was altyd vir my so sleg, as jy vertel iemand van Jesus, en as ek ooit met jou doen, ek skop my op die knie, moet my dalk in die gesig slaan nie. want dan doen ek met jou wat my, dit was, en ek weet partykeer is dit baie keer in 'n grappige manier, maar ek wil nie eens dit doen nie. Ek vertel een keer vir iemand die evangelie en die persoon neem nie Jesus aan nie. En die persoon is soos, nou wat het jy gedoen? Hy was so teleurgesteld in my dat ek dit nou verkeerd moes gedoen het. En dit was my so sleg gewees. In daai oomblik was soos, Here, maar weet ek dan eintlik hoe om hierdie te doen? Soos ek het dan nou I pulled all the stops. Ek het regtig my beste gedoen. En ek wil vir jou sê, jy kan nie bepaal wat die ouens voor jou se reaksie is nie. Daar's mense wat met Jesus self gepraat het en weggestap het. So hoekom sal hulle nie van jou wegstap nie? En dis nie om jou te ontmoedig nie, maar ek wil vir jou sê, dit is nie jou skuld. Jy fokus op gehoorsaamheid. Solank as wat jy gehoorsaam is, ons word geroep tot gehoorsaamheid, tot geloof, nie tot sukses nie. As jy gaan op sukses, Jesus het 12 oor gehad, en selfs wat daai 12 het hy gesê, wil julle ook gaan. En hy het gesê, nee, ons gaan bly, en ons weet, dit was eintlik op die ou en net 11. En toe het hulle weer meer geword. Fokus jy net op Jesus, en om mense met Jesus te versoen. En so ver as wat ek dan wil ek vir jou sê, good and faithful servant, want dan is jy goed gedoen. Well done. Great. So kom ons begin by wedergeboorte, want hierdie is so belangrike aspek. Is mense, God het nie kleinkinders nie, die julle het nou al hierdie gehoor, maar ek wil dit wel lekker vastmaak en dit deurtrap. Is God het nie kleinkinders nie. Almal in die wêreld, soos ons nou hier praat, is nie kinders van God nie. Wie is kinders van God? Die wat hom aangeneem het. Johannes 1 sê vir ons baie duidelik, dat dit is hulle wat Jesus aangeneem het, wat reg gegee is om kinders van God genoem te word. So almal is nie, liewe Jesus, kinders nie. Elke ou moet daai keuse vir homself maak, en dit is ons opdrag om daai keuse voor daai persoon te sit, om hulle van Jesus te vertel. En almal, geloof my, ek weet daar is daai vraag van my, wat van die mense wat nooit van Jesus hoor nie, geloof my, almal, God is 'n regverdige God, en ek weet dat almal 'n regverdige kans gaan hê om by Jesus uit te kom. So, jy hoef nie daar te worry nie. Wees jy van mindset dat daar's nog werk om te doen, soos die apostels. Hulle het gedink, as almal gehoor het, dan gaan Jesus terugkom. So hulle het aan die werk gespring. So wedergeboorte, praat van, ons sien in Johannes 3, praat Jesus en Nicodemus daarvan, jy moet weergebore word, want jy is gebore is sondaar, jy is gebore verlore, jy is gebore in die wêreld, jy is vlees, wat uit vlees gebore is vlees, en dit wat uit gees gebore is, gees. So jy moet Jesus aanneem om wedergebore te word. En ek dink 'n mens kry baie keer, jy gaan seker partykeer wonder, maar as iemand nou, want ons gaan nou kyk na die gebed, as iemand nou dit saam met jou gebid het, die gebed, dan gaan 'n mens seker maar partykeer wonder. Ek dink 'n mens, het dit nou werklik, het die ou nou regtig Jesus aangeneem? Hoe weet jy nou eintlik? Wel, dis kom ons so ver as moontlik 'n pad met stap saam met die persoon, maar nou, daai persoon het ook 'n verantwoordelikheid van hulle eie. Jy bring hom na Jesus toe. Dit is ons verantwoordelikheid so ver as wat ons kan om 'n pad te stap, maar hy is nog steeds vrye wil. Amen. Ja, so is Johannes 3. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy kan nie ingaan eendag in die hemel nie. Hy moet weergebore word. Wat beteken? Hy moet Jesus Christus aanneem. Nou Romeine 10 vers 9 was een van die eerste teksverse wat ek het gelewe vir straatbediening.
was een van die eerste teksverse wat ek regtig gememoriseer het. Hierso in Johannes 14 sê ook vir ons, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, weer eens deur hom. Johannes 1 vers 2 het ons gepraat van die kinders, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed uit of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. So wat beteken dit om Jesus aan te neem? Dit is om hom te volg, jou lewe neer te lê en te sê, Here Jesus, ek aanvaar U as my redder. Die Engels sê to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Hoekom sê ek dit vir jou in Engels? Want ek wil die volgende baie duidelik maak, want baie mense aanvaar Jesus, dink ek, as Savior. Want hy is Savior. Hy red ons van ons sonde. Hy red ons van die verderf. But also as Lord. Wat beteken dit om Jesus as jou Heer te aanvaar? Dit beteken die volgende. Nie my wil nie, maar U wil. Soos wat Jesus, wat ons sien vir Jesus in die tuin, wat hy sê, Here, neem hierdie beker van my verby, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Ek wil vir jou sê, die dag wanneer jy Jesus aanneem, gee jy jou menseregte op. Jy gee jou lewe op, want hy wat sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar hy wat my volg, sal dit kry. En ek dink dit voel nie altyd vir ons so nie, dit is altyd, ek dink jy verwag altyd die beste van mense nie, en dan pas ons dit op toepassing van Jesus. Soos dat mense, ons kan nie mense vertrou nie, en dan uit daai plek uit maak ons 'n roep, dat ons kan nie Jesus vertrou, maar jy kan hom vertrou. 2000, ons het nou net Paasfees gevier. Hoe kan ons hom nie vertrou nie? Daar is soveel bewyse dat hy werklik goed is, en dat hy werklik is wie hy sê hy is, en dat daar is nie, dood waar is jou angel? Daar is nie dood vir ons, wat in hom is nie. Al voel dit vir ons partykeer, ons kom nie aan 'n kant uit nie. Romeine 10 vers 9. Hierdie is die aannemingsgebed. Hierdie is my absolute heengaan as dit kom by om iemand te lei in gebed. So jy het iemand nou vertel van Jesus, ja, hulle moet verstaan dat Jesus God is, dat hy 'n sondaar is, die persoon nou, en dat hy 'n redder nodig het, en dat Jesus hierdie redder is. Net Jesus, nie Allah nie Boeddha nie wetenskap nie, net Jesus. Daar is net een pad hemel toe. Die res is nie 'n goeie plek om na toe te gaan nie. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. So, wanneer ek, daar is die gebed, so wanneer ek iemand na die Here toe lei, sal ek heel eers vir hom sê, okay, so jy moet verstaan dat jy 'n sondaar is, en dat jy redder nodig, en daai redder is Jesus. So nou moet jy bely dat Jesus God is, jy het 'n redder nodig, en jy moet bely met jou mond, Here Jesus, ek glo, en dit is iets wat ek laat hulle hardop laat bid, want jy moet dit bely met jou mond. Here, U is God, en U is koning. Amen. En ek glo dit wat U aan die kruis gedoen het vir my. En dan nadat hulle Jesus aangeneem het as hulle saligmaker en verlosser, word jy geseël met die Heilige Gees van die belofte. En wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So wat gebeur wat Jesus aanneem? Jy is wedergebore. Jy word nou uit Gees uitgebore. So die seël van die Heilige Gees is op jou. En dis hoekom ek dink dit is laas Sondag wat ons oor die demoniese gepraat het. Hy kan nie meer inwonend wees nie. Hy kan jou nie besete maak nie, maar hy kan nog in jou oorkom fluister. En daar is partykeer vestings in ons gedagtepatrone en die manier wat ons dink, wat ons moet afbreek, maar hy kan nie, jy is geseël, hy kan nie by die huis kom, soos die skrif sê, en hy gaan dit nie leeg vind nie, want jy is geseël. Jy is 'n kind van God. Ek wil dit trek na die verlore seun. Almal ken die storie van die verlore seun? Nou, hy gee 3 goed vir sy seun, toe hy daar aankom. Sy kleed, 'n ring, en skoene. Het jy 'n bietjie gaan kyk na wat daai 3 goed in die kultuur daai tyd was?
So die kleed gee hy vir hom, wat 10-10-1 die beste kleed was. Wat beteken dit was die Vader se kleed, kleed van geregtigheid, of praise, né? Wat hy vir hom gee, wat hy hom mee beklee. So hier kom hy aan, stink, vrot, ryk na vark, agterend, en hy, die pa vat sy kleed, en hy gooi dit oor hom. Tweede ding wat hy vir hom gee is, 'n ring. Hoekom 'n ring? Vreemde ding om te gee. Ons ringe het dit nie, maar in daai tyd het hulle ringe 'n seël opgehad, met die familie simbool, embleem. Ken julle hulle familie embleems? Ek ken hom nie, maar as het daar een. Ek weet hoe lyk hy, maar as jy van hom wys, gaan ek hom nie ken nie. Maar, en daai was 'n baie belangrike seël geweest, want wat daai seël beteken het is, en nou moet jy verstaan, hierdie seun het klaar alles gemors. Hy het klaar wat sy pa vir hom gegee het, sy erfporsie gemors. Nou sit hy 'n ring met die seël aan sy vinger, wat beteken hierdie seun kan nou gaan besigheid doen namens die pa. Alles wat syne is die seun se. Hy kan gaan besigheid doen namens hom. Dit hy uit die familiering uit, hy gee aan hom mag. En dan gee hy ook vir hom sandale. Hoekom sandale? Wel, jy kan nou sê die skoene van bereidwilligheid vir die evangelie, as jy na die wapenrusting kyk, maar ook in die kultuur het die kinders, hy het gesê, ek gaan teruggaan, maar dit is my beter om een van die huurlinge, ek sal eerder 'n slaaf van my pa wees, want hy kyk mooi na sy slawe, maar hy sit vir hom skoene aan, want slawe het nie skoene gehad nie, en hy trek vir hom skoene aan, en sê, jy is nie my slaaf nie, jy is my seun, ek klee jou, jy kan besigheid doen namens my, en jy is my seun. En ons sien dit dan ook hierso in die geestesrelm kry jy 'n gees, die merk van die dier. Ons almal het al lekker interessante goed gehoor van dit. Ek gaan nie te veel in dit ingaan nie. Lekker kan wurms oopmaak vir dit. Maar ons glo vas, Beweegkerk Wellington, of Beweegkerk as geheel, maar Beweegkerk Wellington ook dan nou, dat die merk van die dier is iemand wat nie gered is nie. Hierdie is die merk van God, die Heilige Gees. So wat is die teenoorgestelde van dit? Iemand wat nie gered is nie. Dis die merk van God. Dis nie die COVID-inspuiting nie, anders as ek daarmee want ek moes dit kry om die evangelie te gaan verkondig in Malawi, so ek het dit gekry, want die Bybel sê ek sal gif inneem en ek sal okay wees. Ek het nou 11 tone, maar dis okay nie, ek jok. 12, ja, nie 11 en 12, nee, ek gaan. Nee, so, want ek weet, daar was al verskrikkelijk vreemde goed, en ek sê nie, 'n mens moet onkundig wees, ek sê nie, moet onwys wees, en alles net laat verby gaan nie, maar, as jy die duiwel soek in elke ding, gaan jy van wragtig waar kry. En ek lag altyd so vir Erich, hy sê, hy het vasoortuig daar, sê, kom ons sê, op 'n maandag is daar raadsvergadering, en want, soos wat almal moes maar die duiwel die skuld gee, die duiwel het alweer dit gedoen, die duiwel het alweer dat gedoen, hy is vasoortuig, hulle sit aan die vergadering, en sê, okay, right, wie was dit gewees, en hulle sê, dit was ek hier, sê ek gewees wat dit doen nie, ek sien vanoggend, of vanmiddag nou, toe sien ek 'n video, waar die ou, nou praat hy juist oor hierdie, soos die duiwel kom maar weer vir my, en hy sê, want hulle het 'n tannie gehad, wat op hulle straat gebly het, sy was nie soos familie tannie nie, maar sy was almal se tannie, en sy is nou besig, sy is nou op 'n dieet, en sy kom nou kom sy die dag by die huis, en sy sê, die duiwel is alweer agter my aan, want hy weet ek is op hierdie dieet, en nou ry ek verby 'n Krispy Kreme, en al die liggies is aan, en hy blink, en het gaan, en hy sê die volgende, hy sê, God is alomteenwoordig, die vyand is nie, die duiwel is nie, hy kan net op 'n sekere plek, op 'n sekere tyd wees, en hy sê, hy kan, in sy kop sien die prentjie, die duiwel sê, ek gaan nie nou in die politiek betrokke raak, ek gaan nie in wêreldoorlog, dan moet nou eers wag, ek moet eers Tannie Sunny se dieet omkrap. Ek gedog, dit is, maar verstaan hoe mense partykeer so vreemd raak oor dit. Nee, party goed is net mens wil. Soos, beter selfbeheersing. Okay, so nou is iemand, het Jesus aangeneem, hulle het hom bely as hulle verlosser, saligmaker en Here. So nou is die volgende aspek, so daar is 3 bene tot dit. Aanneming, waterdoop, Heilige Gees doop. Waterdoop, as julle vanoggend in die diens was, wat meeste van julle was, ek is baie ernstig hier op. As jy nog nie gedoop is nie, asseblief kom praat met my, dat ons, daar is nou al 'n paar mense wat na my toe gekom het en gesê, dit is iets wat ek graag wil doen, dan reël ons 'n doopdag, want ek wil regtig dit doen. Dit is so 'n groot oomblik in elke Christen se lewe, want dit is 'n uiterlike, en ek sê nie, dit is nie geestelike, maar dit is 'n uiterlike
verklaring, 'n publieke verklaring, waar jy jouself vereenselwig met Jesus Christus. Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dood uit opgewek het, is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel. So wat gebeur met die doop? Jy gaan onder die water, soos wat Jesus dood gegaan het en in die graf ingegaan het, gaan jy, lê jouself neer, en jy kom uit, weder, jy's klaar gered, maar is 'n uitbeelding van wedergeboorte, 'n nuwe geboorte. So, in die Ou Testament sal jy ook sien, moes hulle deur die Rooi See gaan, hulle het weer deur die Jordaan ook gegaan, want al daai skadu-tipes van wat in die Nuwe Testament vir ons wag. En wat is my beste argument? Hoekom ons moet groot laat doop? Jesus. Wanneer is Jesus gedoop? Toe hy groot was. So eenvoudig is dit. Ek is baie eenvoudig as dit kom by die Bybel. Ek sien wat Jesus gedoen het, en ek doen dit. En ek het vanoggend nou aangeraak, want hy sê tog, soos die Vader my gestuur het, wees een met my, en soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So dit wat hy gedoen het, monkey see, monkey do. Dit is my beginsel. So reg deur die Nuwe Testament sien ons dat die volgende stap na wedergeboorte, bekering, redding was. Dit was 'n stap van gehoorsaamheid wat in die publiek uitgevoer was om vir almal te wys dat jy werklik glo dit wat jy aangeneem het, naamlik Jesus Christus se dood en opstanding. Die Griekse woord vir doop is baptizo, wat onderdompeling beteken. Daar sê ondersting, so jy gaan in die water in. Party mense glo as alles hier onder die water is, jy gaan daai hand om uit verderf uit lei. Ek weet nie, ek is nou nie so. Ek glo absoluut in die doop. Ek sal jou aanraai om gedoop te word. Dis 'n uitbeelding van wat Jesus gedoen het, en ek het vanoggend weer eens oor gepraat, of iemand nou sê Vader, Seun en Heilige Gees, dit is geen, ek het nie pyn met dit nie, dan doen jy dit so. En as jy een keer omvat, maar jy kan seker maar onder ook sê Vader, Seun en Heilige Gees, maar ek sê dit dan bo, Vader, Seun en Heilige Gees, en dan gaan jy, en hoe doen ons dit? Is ons doop jou, en ek en Erik gaan 10-1 saam met jou hoekom wil julle gedoop word in die winter? Hoekom gebeur dit altyd? Ek sou dink, ek adverteer dit doop, en dan gaan vragtig alweer in die winter in. Maar, hoe ons die doop doen, is ons doop jou, ek en Erik is albei kante, en dan profeteer ons oor jou. So dan gee ons vir jou woord. Dit is die voorbeeld wat aan my gegee is, en dit werk amazing. Daar is niks lekkerder as om jy kom aan die water uit en jy kry profetiese woord nie. So, hoe word ek gedoop? Jy vra iemand in jou kerkebediening om jou te doop. Daar is niks gecompliseerd aan dit nie, daar is niks moeiliks aan dit nie, jy hoef nie 'n graad te hê vir dit nie, as jy Jesus aangeneem het, en jy dan self ook gedoop is, kan jy iemand doop, en jy kan gedoop word. Is dit iets wat jy weer en weer doen? Nee, regtig nie. Ek weet daar is mense wat hulle eerste ervaring was baie sleg, dan versoek hulle dit om weer te doen. Ek het nie pyn daarmee nie, maar dit is nie iets wat jy herhaaldelik hoef te doen nie. Ek wil net die kontras trek met die pedobaptism, die baba doop. Ons noem dit nie doop nie. Daai is inseëning. Hoekom? Want dit is 'n belofte van die ma en die pa, wat hulle maak teenoor die kind. Want wat sê, hulle vra vir Paulus, hoe kan ek gered word? En hy sê, deur te glo en te laat doop. Glo is altyd eerste en dan doop. En 'n babietjie kan nie glo nie. Ek meen, hy kan nie eers vir my luister, ek sê, hou op my byt nie. So ek kan verseker nie glo nie. Mag enige iemand doop? Ja. So opdrag, gaan en doop hulle. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. So jy hierso mag mense doop. Dit is 'n opdrag wat gegee is aan jou. Hoe doop ek iemand? Jy neem hulle na enige plek waar daar genoeg water is en spasie is vir onderdompeling by die see of in 'n dam. Net waar jy wil, dis alright. Net waar maar daar is nie altyd nie. Soos ek sê, ons was in Malawi waar daar nie genoeg water is nie. Water in Malawi is nie 'n volop ding nie. Daar's pompe. En dan stort hy. So jy kan dit, so jy kry 'n lekker bak en dan
druk jy hom, maar dis wat tot jou beskikking is. Jy kan maar partykeer kreatief raak, en dan, ek doop jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek dink een van die mooiste goed wat ek al gehoor het, Lee Strobel, jy sal nou vir Lee Strobel ken, want jy lees sy boek, wie ken vir Lee Strobel, Case for Christ? Een van die mooiste getuienisse wat ek van hom gehoor het, is, voor hy Jesus aangeneem het, was hy maar 'n redelike aggressiewe perd gewees, so dat as hy by die huis kom met sy dogtertjie al speelgoed vinnig in die leefarea opgepak en kamer toe gegaan, want sy is bietjie skrikkerig vir pappa gewees. En toe kom hy tot bekering. Haar ma het eers tot bekering gekom, en toe met tyd kom Lee toe nou ook tot bekering. Maar die Here het so ingegryp in sy lewe, na 'n paar maande se verandering wat sy sien in haar pa se lewe, gaan sy toe na ma toe en sê vir hom, ek wil ook hê Jesus moet vir my doen wat Jesus vir pappa gedoen het. En dit was dan nou waar sy ook nou begin Jesus aanneem het en begin loop het in dit, want sy het 'n verstaan gekry van wat gebeur het. Soos pappa was een manier, hy volg Jesus, soos ek wil ook dit, hier's iets aan hierdie persoon Jesus wat werklik is en wat waar is. En dan doping met die Heilige Gees. Dit is dan die derde aspek, want ek het nou net klaar gesê, Johannes die Doper het gesê, hy wat na my kom sal julle doop in vuur. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou, wie word almal gedoop met die Heilige Gees? Alle vlees. Alle vlees kan gedoop word, jy het hom inwonend, maar daar is 'n plek waar hy jou bekragtig, jy sal krag ontvang. So, almal, die uitstorting, die doping van die Heilige Gees is vir elke gelowige, die Heilige Gees gawes is vir elke gelowige. Dis nie net vir sekeres geroep tot sekere posisies in die kerk nie. Hoekom moet ek gedoop word in die Heilige Gees? Wel, ek het vir julle gesê in Handelinge 1 vers 8, sodat jy krag kan ontvang om 'n goeie getuie te wees van God. So, hoekom is daar wonderwerke? Kom ons vra dit vir mekaar. Hoekom doen die Heilige Gees wonderwerke deur mense? Wel, die antwoord is in die Bybel. Dit sê in Hebreërs dat God het saam met die apostels getuig deur wonders en tekens. Wonders en tekens is God se manier om to back his boytjie, wil ek amper sê. Soos jy is 'n getuie, want dis waarvoor jy geroep word, jy word nie geroep om wonders en tekens te doen nie. Jy word geroep om 'n getuie te wees, en dan volg die wonders en tekens, en dit manifesteer om jou. Jy bid vir siekes, jy bid vir bevryding, Julle verstaan wat ek probeer sê op dit, almal duidelikheid op daai enetjie. Ek onthou my studies, toe moes ek 'n opstel skryf, want SATS maak nogal redelik ruimte vir alle denominasies tot jou, die wat glo in predestination, nou gaan hulle ontglip hulle naam by my uit, vrek. Anyway, maar een van die goed is, waar ons nou onder andere moet skryf, is die gawes wat opgehou het. Want hier is die profetie, wat nou gebruik was van die profetie sal ophou, en dit, maar die liefde sal nooit ophou nie, maar dit gaan tot daarop neer is, ek sê te vir hulle, die Bybel is my duidelik, baie duidelik. Die wat glo, sal hierdie tekens volg. Amen. Markus sê dit was baie duidelik. Dan sê ek te vir hulle, wel, as tekens jou nie volg nie, is daar 'n kopskuif by jou wat moet gebeur. Of dit wat jy preek is nie reg nie, of dit is iets wat jy nie verstaan van die woord van God, en wat jy nie najaag nie. En jy mag die gawes van die Gees jaag, nie vir eie gewin nie, maar Paulus sê, begeer om te profeteer. Dit is iets wat jy mag, soos jy mag vra vir dit. Dis nie, jy hoef nie skaam te voel daaroor nie, maar dit is nie om te profeteer nie, maar dit is om 'n goeie getuie te wees. Dis altyd vir dit. Ek het al hoeveel keer woorde van kennis gehad, wat 'n ou toe was, dat hy nie na my wil luister, wanneer ek vir die evangelie gee nie, en so sê, Here, jy moet my help. Soos hierdie persoon, ek kry nie deurbraak nie, die Here gee my woord, en ek sê vir die persoon, hierdie, en dan soos, hoe het jy dit geweet? En so ek soos, kom ek vertel vir jou, hoe het ek hierdie geweet? Ek het 'n baie goeie vriend, sy naam is Jesus, en hy het dit vir my gewys, en dadelik is dat persoon soos, okay, maar wow, soos, hierdie ou is dalk nie, net besig om my tyd te steel nie.
So hoe word ek in die Heilige Gees gedoop? Wie doop in die Heilige Gees? Jesus. Jy kan nie iemand doop in die Heilige Gees nie. Hy wat na my kom, doop in die Heilige Gees. So ons doop mense in water, maar hy doop hulle in die Heilige Gees. Johannes 1:33-34 en ek het hom nie geken nie, maar hy het my gestuur, hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Lukas 3:16 antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle met water, maar hy kom wat sterker as ek is, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So, twee tipes doping van die Heilige Gees. En hierdie is belangrik om te verstaan, handoplegging. Ek wat vir Roan bid, en weer eens, dis nie ek wat hom doop in die Heilige Gees nie, Jesus doen. So al wat ek doen is, Roan bid agter my aan, Here Jesus, doop my met die Heilige Gees. En al wat ek doen is, Here, dankie Here vir Roan, dankie dat die Gees net nou op hom kom is, en dat hy hom doop met die Heilige Gees, nou in Jesus naam. Baie maklik, baie eenvoudig, nie rocket science nie. Ek is nie die skerpste potlood in die pak nie, as ek hierdie goed kan snap, kan julle ook, ek beloof, regtig. En so dis die eerste een, hulle het afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Dan die tweede manier, kan jy in jou binnekamer gedoop word met die Heilige Gees, sonder handoplegging? Verseker. Verseker. Hoekom? Want Jesus doop jy met die Heilige Gees, hy kan dit doen waar hy wil. En toe Petrus nog besig was, om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval, wat die woord gehoor het. En interessant, daar so het die, van Handelinge 10 af, kom daar 'n draai, is 'n draaipunt in die boek van Handelinge, want tot op daai punt was dit baie gefokus op die Jode. En van Handelinge 10 af het dit begin draai na die heidene toe. Wat ook vir ons sê dat dit nie net vir die Jode was nie, maar ook vir ons. Wat heidene is, ek en jy is heidene. Ek het nou die dag, maar dis al ek 'n rukkie terug, toe lees ek vir, en dit gaan nou vir julle seker obvious wees, maar dit was vir my net weer soos 'n wow oomblik. Dit is nogal lekker vir my om vir Joshua Bybel te lees, want jy lees dan al hierdie stories wat jy al amper lanklaas gehoor het, al hierdie kinderstories. Op 'n stuk by Abraham, met sy vader Abraham met baie seuns het vader Abraham, ek is een van hulle, en so is jy. Nooit vir my sin gemaak, ons sing dit, maar as kind nie noodwendig verstaan wat dit beteken nie. Maar nou, dat ek op pad is om volwasse te word, besef ek, dit is wat Jesus sê, dat dit is hulle wat, die ware seuns van Abraham, is hulle wat Jesus aangeneem het. Dit is sy werklike nageslag, nie die Jode nie. So hoe doop ek iemand met die Heilige Gees? Wel, ek het julle nou net gedemonstreer, jy lei die persoon in gebed, en Here Jesus doop my nou met die Heilige Gees, met vuur en met krag. Heilige Gees bekragtig my nou, in Jesus naam, en jy lê jou hand op die persoon, en dan bid jy net, jy bevestig dit maar net basies. Vir daai persoon is dit is ook goed vir daai persoon, soos, dankie Here dat julle nou doop met die Heilige Gees. Ok, en ek dink dit is dan die einde van daai slide, Erik. Ja. Enige vrae oor doping in die Heilige Gees? So soos ek sê, ons gaan by die derde sessie gaan ons praat oor die gawes van die Heilige Gees, spesifiek, maar vanaand praat ons net oor die doping in die Heilige Gees, en dat jy verstaan dat jy bekragtig word, jy het hom inwonend, jy het die seël op, jy het die ringes in jou vinger gesit, en dat hy jou bekragtig om 'n getuie te wees. Wedergeboorte, waterdoop, Heilige Gees doop. Amen? Enige vrae, enigiets wat iemand wil vra rondom hierdie, almal, ek moes baie goed verduidelik het, en ek sê, ek sal nooit vergeet, een of ander Bible College taak gedoen het, en hy gee, nou moet jy goed invul, en dan moet jy, een van die goed wat jy invul, nederigheid. Nou weet jy al van 5 gee vir nederigheid, dat is jy dan regtig so nederig, 4kie. Ons spot nou nog daaroor. Ek is paas in ons gegreen, hè? Right, wil julle gou vinnig koffie kry, of is julle okay? Wil julle breek vat, of is julle allemaal okay?
Want hier kom ons gaan nou 'n praktiese deel doen. Afdeling 2, so dit is die eerste ding, genadegawes, daar is 7 van hulle waarna ons gaan kyk. Jy word gebore hiermee. Beteken dit dat jy net in die sekeres kan vloei en glad nie in die ander nie? Glad nie, maar jy gaan natuurlik vloei in sekeres. Want dit is vir jou gegee van geboorte af. Dis hoe jy gemaak is, as jy aan mekaar gesit is. Kan dit verander met tyd? Ja, jy kan, want jy groei. Jy kan die ander ook, dit gaan nie noodwendig so natuurlik vir jou kom nie, maar dit beteken nie net omdat dit nie natuurlik kom, dit is iets wat jy nie in kan vloei of in kan funksioneer nie, maar dit is wat vir jou gegee is van geboorte af. En dit is belangrik dat jy verstaan wat jou genadegawes is, want dit gaan jou help om effektief te funksioneer as 'n kind van God en in jou gesin, in jou familie, in jou werksomstandighede, sodat jy die bediening van versoening op jou manier goed kan uitleef. Dit sê ek is met my afgaan na die 7 toe. Wag, kom ek lees net eers daai. Romeine 12, 6-8. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is die profesie na die maat van die geloof of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. So hierdie word vir jou gegee van geboorte af. So die eerste een, profesie gaan jy ook agterkom, kom in al 3 voor. Hy's 'n genadegawe, dis 'n amp en is ook 'n Heilige Gees gawe. Maar vanaand gaan ons net fokus op profesie as genadegawe. So die Grieks is profeteia. Ek sukkel met die bakstene. Die spesiale vermoë wat God aan sekere mense gee om God se boodskap effektief oor te dra aan ander deur te stig, bemoedig en te troos. Baie belangrik. Stig, bemoedig en troos. Ons doen nie doemprofete nie. Wys vir my een doemprofeet in die Nuwe Testament. Hulle het nogal interessante goed geprofeteer in die Ou Testament, maar daar was 'n tyd vir dit, hulle was geroep vir dit vir 'n sekere tydperk. Soos Jeremia het wille goed geprofeteer, maar as jy gaan kyk die konteks waar die volk was en die toestand van die volk, was dit vergaande geweest. Dalk nie enigstens beter as nou nie, maar ons profeteer om te stig, te bemoedig en te op te rig. Maar onthou, jy kan 'n waarskuwing op een van daai maniere gee. Dit beteken nie ons hoef net te sê hoe mooi iemand is en hoe goed iemand doen nie, maar jy kan op 'n mooi manier vir iemand 'n waarskuwing ontvang en in daai blokkies in pas. Daar's 'n manier om 'n ding te sê en ons 'n manier om 'n ding te sê. Dus ek glo nie dat offense die stuike nie. Ek glo dit kan gegee word ook. En dit is in die Bybel ook. Wie hulle wat aanstoot gee vir hier, is beter vir hulle om 'n meelsie om hulle nek vas te maak. Aanstoot kan gegee word. Inteendeel, Jesus sê, gaan vang 'n vis en haal die geld uit sy mond uit, sodat hulle nie aanstoot kry nie. Baie belangrik. So dit is om te profeteer, dis die eerste een. En leer ken sy stem, wat ek dink ons begin met dit hierdie jaar, nee Erich? Begin met leer ken sy stem. Waar het eerste gedoen. Maar leer ken sy stem, dit was in die vorige ene. Maar maak nie saakie, dit is profesie. Almal kan dit doen. Is dit noodwendig die een waarin jy die sterkste vloei? Nee, en dit is oké. Dit is regtig oké. Dit is nie, kan ek profeteer? Ja. Is ek 'n profeet? Nee. Is ek oké daarmee? Ja. Ek's baie oké daarmee, want ek weet waar ek inpas in die liggaam van Christus. Is daar mense wat baie meer akkuraat as ek profeteer? Ja, en is oké. Dan, maar almal kan profeteer. Dit wil ek hê jy moet verstaan. Almal kan profeteer. Almal is nie profete nie, maar almal kan die stem van die Here hoor. Dan, bediening. Die spesiale vermoë wat God aan sekere mense gee om ander te dien of te bedien. So daai bediening is nie net, dis nie kerkbediening soos wat jy dit nou daar net sien nie. Dit is dienskneg. So sekere mense is net soos hulle lewe daarvoor om mense lewe op. As jy sien is hulle besig om vir iemand iets te maak of te bring of te lewe absoluut daarvoor om te dien.
My beste voorbeeld van dit is Frank altyd. Toe ek net tot bekering gekom het en aangesluit het by Lewende Woord destyds. Ek dink julle sal ook aan getuig. Ek dink hy het 'n 11 uit 10 uitgeskoor op hierdie ene. As dit kom by dien. En ek dink dis regtig 'n belangrike ene ook. En ek dink al is dit nie iets wat vir jou natuurlik kom nie, ek dink is dit iets wat elke Christen behoort na te jaag. Hoekom? Want Jesus het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Ek dink regtig daar's krag in om mense te dien ten koste van jouself. En ons sukkel om te dien as gevolg van trots. Dis maar so maklik soos dit. As ons sukkel om te dien, dis maar net trots wat in die pad kom van dit. So daar's 'n absolute diakonai om te dien. Dan lering, instruksies, die spesiale vermoë wat God aan sekere mense gee om ander te kan leer. Mense met die gawe om onderrig geniet dit om te bestudeer. So lering, dink ek almal kan 'n les aanbied, ja, maar ek dink nie almal kan 'n les kan lering nie. Hulle is dalk 'n een, want ek dink almal kan alles doen, maar jy is nie noodwendig jou genadegawe nie. Kom ek stel dit so. Dus party mense het net absoluut 'n gawe daarvoor om iets aan te bied op 'n interessante, hulle trek jou in, jy volg maklik, dis duidelik, dis verstaanbaar. John byvoorbeeld Kaap Campus is 'n baie goeie hy leer goed, hy's 'n goeie teacher. Dis absoluut waarvoor hy geroep is. Dus ek kom ook die Bible College doen. Dit is vir hom lekker, hy geniet dit om te bestudeer en hy geniet dit om daai inligting te vat, te bewerk en op 'n effektiewe manier oor te dra. Bemoediger. Dan, alhoewel die Afrikaans vertaling wat in hierdie boekie aangehaal word, dit beskrywing vermaan gebruik, is die Grieks baie duidelik dat die woord se betekenis bemoediger is. En hier is 'n belangrike punt, want vermaaner word deur baie mense gevat as ek word geroep om mense te vermaan en dan dit in 'n negatiewe manier. So hulle gaan om en vermaan almal. Jy moet dit doen, jy moet ophou dit doen en jy moet ophou dit en hulle is heeltyd besig om mense te vermaan. Waar jy kyk hierso is dit die hoof betekenis in die Grieks, want die Grieks is 'n en die Hebreëus is 'n baie ryk taal. Daar's soos 5 verskillende woorde vir die een Griekse woord. En dis ook wat belangrik is dat ons kyk na die oorspronklike woorde ook wanneer ons begin goed ontleed of wil duidelikheid kry daaroor. En dan beteken om te bemoedig, die spesiale vermoë wat God aan sekere mense gee om ander mense in liefde te bemoedig met die waarheid. So dis ouens wat dus ek gebruik altyd die voorbeeld as wat bemoedig, maar ook wanneer jy ook maar ons is aan jou, dan sal party mense daar vermoë om net te kom en te sê, nee maar jy het dit verkeerd gedoen, maar ek ervaar die Here sê dit en ek dink jy moet nou dit doen en jy soos, ek voel so goed, hier is amazing en dan as jy wegstap kom jy agter so daai persoon het my eintlik nou die vingers getik. Party mense is regtig goed daarin. Dit is iemand wat 'n goeie bemoediger is. Hy is 'n goeie vermaaner want hy doen dit op so 'n manier dat jy amper goed voel tydens die hele situasie. Ek sal nooit vergeet, Frank stuur vir my 'n boodskap in ek was by die maande gered. Geef my profetiese woord. Ek is soos die pastoor stuur vir my 'n boodskap. Ek is in die 7de soos wat, hierdie is so cool. Luister dit. En hy sê vir my, ek sien jy skiet met 'n haalgeweer, maar jy skiet soos jy skiet mis. Jy mis die teiken. En ek is soos en ek voel glad nie teruggevat vir ek is okay, wat doen ek dit met? Wat sê die Here vir my? En hy het dit op so 'n manier gedoen om te sê ek pak te veel goed aan. Ek moet dit eenvoudig, soos daar seker goed wil vir die Here my roep om dit te doen. Maar die manier wat hy dit gedoen het is nie soos stop jy nonsens, jy wil te veel goed doen. Soos jy besig om tyd te mors, doen dit en doen dit en doen dit. Hy het dit op so 'n manier verpak dat ek amper okay gevoel het met die feit dat hy my sê hy doen nou jy is besig om jouself dit in te versprei. Dan uitdeel. Yes, like it. Dit is daai ouens wat net soos hoe ek is besig om iets weg te gee. Hulle hou van goed uitdeel en weggee en hoor geld dit weet geen mens nie, maar dit is nie omdat hulle besig is om uit te gee dat die Here is net soos help. Soos vrek. Hy is besig om ons uit te gee. Die spesiale vermoë wat God aan sekere mense gee om hul materiale hulpbronne met groot vrygewigheid en blymoedigheid te skenk. Dit kom vir hulle maklik. En dit kom nie vir almal so maklik nie, maar vir sekere mense kom dit regtig maklik. Hulle wil, as
Hulle kyk waar kan hulle gee, materiale hulpbronne. Voorganger, alle Afrikaners. Nee, ek gaan die spesiale vermoë wat God aan sekere mense gee om leiding te vat in alledaagse situasies. Hierdie persoon hou nie daarvan om te volg nie, maar verkies dit om te lei en rigting aan te gee. Ja, sit twee voorgangers saam en dit raak sports. Maar so ek dink dit verduidelik redelik van self. Dis iemand wat hou van voorvat. Dit is as jy in skool daai groeptaakies, dis die ou wat aksieleier gee net alles vir my, ek sal alles by die huis doen en julle kan die punte kry. Dis 'n goeie voorbeeld van 'n voorganger. Dan barmhartigheid. Die spesiale vermoë wat God aan sekere mense gee om opregte meegevoel en deernis aan individue, beide Christene en nie-Christene, te betoon, wat aan ernstige fisiese, geestelike of emosionele probleme ly. Ja, dis redelik dit. Okay, dis die 7. Ek het nie getel nie, so. Dis die 7. Enige vrae op dit? Almal duidelikheid op dit. So, Erik, is daar ook 'n manier om daai 7 gou vinnig net op 'n word spreadsheet te sit en net gou op die bord te gooi? Sorry, ek moes jou eintlik voor die tyd gevra het. Want wat ek nou wil hê is, het almal hulle fone by hulle. Want ek weet ons het nie nou die boekie wat ek vir jou kan gee nie, en ek gaan die boekies volgende weekie hê. Want wat ek tog wil hê jy moet doen is, of ek kan dit vir julle stadig lees, want ek wil hê jy moet dit neerskryf nou. En dan wil ek voordat Erik net rustige musiek opsit, want dan wil ek hê jy kan net hier sit ook, of as jy wil een kant sit, kan jy een kant ook sit. Maar dan wil ek hê jy moet bid en sê, Heilige Gees, wys vir my wat is my genadegawes. En praat met die Here oor en dink by jouself, wat van hierdie kom al van kleins af vir my maklik. En dan wil ek hê jy moet ons maak dit uit 5 uit, dan gee jy 'n telling uit 5 uit vir elkeen van die genadegawes, soos wat jy voel die Heilige Gees op jou hart, maar ook soos hoe jy groot geword, hoe jy sien jy vloei. Want dit is hierin vloei jy, of jy dit nou daaraan dink of nie, maar dit is goed om te weet wat is jou genadegawes, want dan weet jy waar jou swakker punte is, maar ook waarop jy kan fokus, waarin jy sterk vloei. Troos en bemoedig. So doemprofeet is nou soos hierdie ek kan sê onder die klippe uitgeklim het. Soos toe met COVID. Eers toe is van die ouens uit en sê dit is die oordeel van die Here. Vir ons sulke uitspraak om te sê dat COVID is die oordeel van die Here, dis die oordeel is oor die wêreld. So dit het niks bestig te doen nie. Dit is verstaan, dit is heeltyd besig om, daar's niks bemoedigend hier, daar's niks troos jou in daai boodskap nie. Dis absoluut hierdie jou slegte kom by, wees beter tipe profete wat ons nie in die Nuwe Testament sien nie. En ons is onder die nuwe verbond. Want al hierdie, en ons het begin daarmee, dit is ter vordering van die bediening van versoening. So dit is waarvoor al hierdie gawes dan, genadegawes dan gegee word aan jou. Jy kan in almal vloei, maar jy gaan duidelik vir jouself kan sien, kan voel wat er natuurlik vir jou kom. So
Iris, sal jy af ons musiek aansit asseblief. Spandeer regtig net gou die volgende 10 tot 15 minute en Here, wat is dit wat U vir my gegee het? Wat is die en hoekom is hierdie belangrik om te verstaan? Sorry voor ons nou in gebed ingaan. Want Jesus praat van die Heer wat vir sy diensknegte talente gee. Nou ons weet in konteks praat hy van geld, maar die beginsel daarvan is om dit wat hy vir jou gegee het, goed te gebruik. En toe ek hierdie kursus vir die eerste keer gedoen het, ek eers geweet hierdie goed bestaan nie. Dus dan ek het eers geweet dit is iets waarop ek moet fokus nie. Ek het nie geweet dit is iets wat vir my gegee is nie. Ek het nie geweet dit is iets waarna ek kan funksioneer of moet funksioneer. Maar nou weet ons. So nou kan ons sê, okay, ek funksioneer goed in dit. Ek wil vir jou sê as jy byvoorbeeld dienskneg. Want dis een van my hoër is as jy dienskneg sluit aan by die dienspan. Kyk, gaan soek 'n plek waar jy dit kan uitleef. Dis nou jy weet dit nou. Dis nou vir jou verantwoordelikheid om dit te doen. As jy geroep is om profeties soos vir die profeet is dit vir jou gegee is, yes, kom sluit nog steeds aan by die dienspan, maar dis maar altyd die doorway tot alles by ons gemeente. Maar ek wil in die nabye toekoms 'n bedieningsspan oprig waar ons almal soos 'n bedieningsspan het wat hier voor staan wat julle na toe kan kom en woord kom kry sodat jy in kerk en buite kerk kan loop in dit wat die Here vir jou gegee het en geroep het. Wat is jou sterkte en gaan soek in kerk maar ook buite kerk, waar kan ek dit uitleef? Almal genoeg duidelikheid op daai enetjie. Kom nou gaan ek ophou. Ja, Here, dankie net Heilige Gees dat ons wedergebore kan wees uit Gees uit, Here. Een met U. Dankie dat U vir ons genadegawes gegee het, elkeen anders as die ander een. Here, dankie dat ons almal nie net die voet is of net die hand is nie, maar dat U ons gekompliseerd aan mekaar gesit het. Elkeen anders, elkeen sy plek in die son. Ons hoef nie son te soek nie, ons almal het ons plek waar ons funksioneer in U liggaam. Kom wys ons, Here, waar is ons genadegawes wat U aan ons gegee het, sodat ons die bediening van versoening effektief kan uitleef. In Jesus naam.
Almal happy. Fantastic. Alright, dis dan van ons sessie en dan volgende week gaan ons kyk na die 5voudige bediening. Ek praat van die ampte, ek weet nie wie van julle het al gehoor, ja. Dis nie 'n klap nie, ek weet ons spot baie keer, ek wil iemand die 5voudige bediening gee en dan sit 1, 2, 3, 4, 5. Maar dis daarom nou nie dit nie. Ek gaan niemand met 5voudige bediening nie, maar gaan net te veel net aangaan vanaand en gaan dit lekker hou vir volgende week. So dan gaan ons kyk na wie word geroep vir die 5voudige bediening. Is dit vir almal? Hoe funksioneer dit? Wat beteken dit? En 'n regtig lekker goeie verstaan van dit dan ook kry. En dis dan dit. Fluit my storie is uit. Enige vrae verder opgekom soos wat julle nou gesit het en nou die afwerende 'n bietjie bedink het, of is julle almal haastig op pad huis toe? En as die vakansie daar verby. Lekker. Dit is harder sien. Maar ek is in die bediening, daar's nog baie vakansie dan. Ek grap. Julle het regte werke. Ja, nee, kyk. Ja, ek gaan nie te veel op dit aangaan nie. Ek swat altyd, soos ons, mense sê ons, mense in bediening drink net koffie. So ek het 3 jaar geswat om hierdie blerrie koffie ook met almal te drink. So, dier uitstap om koffie te drink. Maar anyway, dis dan ek, julle okay? Dan gaan ek vir ons bid en dan kan ons almal sketer. Okay. Ja, Here, dankie net vir u, Here. Dis Here, dankie vir u gees. Dankie dat hierdie roeping, hierdie lewe wat u vir ons uitgelê het, Here. Sê u vir ons in daai selfde asem, ek los julle nie as weeskinders agter nie. Ek gaan weer terugkom en ek gee ook vir julle my gees. Heilige Gees, hy wat net soos ek is. Hy wat God is. Dankie Here dat u in ons is. Dat u ons bekragtig, dat u ons lei, dat u ons leer, dat u ons oprig om goeie getuies te wees van u. Here, en mag mense wat in aanraking kom met een en elkeen van ons weet dat hulle naby aan die koninkryk van God gekom. Dit naby hulle vandag verby beweeg. Mag ons werklik goeie getuies wees van u. Mag dit die ding wees wat ons die beste doen in hierdie leeftyd. Is 'n goeie getuie wees van ons Redder, ons Here, ons Koning, Jesus Christus. Here, ek seën elke persoon wat hier is vanaand, mag hulle 'n goeie week hê, mag hulle 'n veilige week hê, gesondheid en vrede vir hulle. In Jesus naam. Amen. Amen. Fluit. My storie is dan nou daarmee uit vir hierdie Sondag. Dan sien ek julle volgende week.